rechte plek. Sê jy's op die rechte plek. En sê jy's baie geseënd omdat jy langs aan my sit. Sê jy's baie geseënd omdat jy langs aan my sit. Sê jy sit langs aan die rechte mens. Sê dis die ry van die deurbraak. Sê dis die ry van die salwe. Sê dis die rechte ry. Sê jy die rechte ry gekies vandag. Sê moet nie by ander mense sit nie. Sê moet ook nie by ander sit nie. Want hy sê die rechte ry. Sê dis die avond ry. Dis die halleluja ry. Dis die ry wat vanoggend die deurbraak en die hand van God gaan ontvang. Want die gees van die Here verbreek jutte. En die gees van die Here bring vir jou vanmorgen die antwoord op jou gebed. Die gees van die Here breek die mure. Die gees van God is hier in die werkelijkheid. Hy is die waarachtige God van Israel. Die steen van die bouwers verwerp het, ja. Die hoeksteen het hy geword. Hy is jou enigste. Kom aan, kom aan. Kom aan, kom aan. Here prys U. Ek sê die seun van Maria, die seun van Nazareth, die stam van Isaai, die wortel van Isaai, die seun, die barmhartige seun van Dawid, ja, hy het opgestaan. Hulle het 'n stoel oor hom opgemaak, dat sy lijk is weggedra. Hulle het mense betaal om oor sy opstanding te skinder. Here, hou my. Here, hou my. Hulle het soldate aangestel vir die eerste nachtwacht, vir die tweede nachtwacht, vir die derde nachtwacht. Maar ek sê vir jou vanmorgen, daar is nie 'n security company wat hom in die graf sal kon hou nie. Maar die God van die eeuwe, hy stuur die engel om die steen weg te rol. Ek kom om vir iemand te sê, weggerol, weggerol. Hy die laste van jou hand. Holy Spirit, you may be seated, let me behave myself. Wie sê kan jy met my ontmoet waar ek gesê, ek sê Here dankie. Halleluja. Ek hoor die hemelse klokke lei. Ek het nie uitnooi nie. Die hemelse klokke lei.
te skuil. Dis verreweg die beste om by die Here te skuil. Amen. As geskryf in sy woord, without the resurrection, there's no Christianity. Can I get a witness? Without the resurrection, there is no Christianity. Ons is al 'n religion wat claim dat ons leier het opgestaan. Halleluja, daar het mense voor hom uit die dood het gekom, maar hy het self opgestaan. Die ander was opgewek, maar hy het opgestaan. Is hy saam met my? Is hy saam met my? Halleluja, die ander religion sê hy's net 'n profeet en hy's net dit en hy's daai, maar Christianity claims that he went away but not to stay. He's coming back again. He went away but not to stay. He's the soon coming king. Stap saam met my vanmôre, elkeen is gegroet in die wonderlike naam van die Here. Amen. Elkeen is gegroet in Jesus Christus se naam. Daar is niemand soos die Here nie. Ons is al besig van 6:00 vanoggend. Amen. Ek sê vir die Here dankie. Laat my toe om die woord van die Here aan u te bedien so bes as wat ek kan vanmôre. Amen. U gaan ontvang as u participate. Some people are just tasters, but others are partakers. Some people proe net heeltyd, maar ander mense neem deel. En hoe stil sê julle nou? In Johannes 1 gee die Here die introduction van die woord. Johannes getuig oor die woord en die Here roep sy 12 disciples. Come on. In Johannes 2 verander Jesus die water in die wyn. In Johannes 3 praat Nicodemus met die Here en hy vra hoe moet ek in die hemel kom, en die Here sê jy kan net in die hemel kom as jy gebore word deur water en deur gees. In Johannes 4 gaan soek die vrou water by die put, maar Jesus wag vir haar in Samaria by die put van Jacob, want daar's water in die situation. In Johannes 5 kom Jesus by die bad van Bethesda en as 'n man wat 38 jaar by die bad wag vir genesing. In Johannes 6 is dit die vermeerdering van die brood en Jesus loop op die water, die kerk van die Here moet saam met my bly. In Johannes 7 is dit die ongeloof van Jesus se eie familie. In Johannes 8 is dit die genesing van die man wat blind gebore was. In Johannes 9 word die vrou in oorspel gevang. En in Johannes 10 praat die Here self oor hom en hy sê ek is die goeie herder. Waaroor praat Pastor vandag? In Johannes 1 met die intro van die woord en die wen van disciples praat die Here oor knowledge, teaching en revelation. In Johannes 2 by die water en die wyn verander praat die Here oor die Holy Spirit. Halleluja, en hy praat oor die woord. Bly saam met my. In Johannes 3 by die doop van die water en die doop van die gees is dit the baptism of the Holy Spirit and the fire. Halleluja, want die Here vat ons deur 'n proses. By die vrou by die put van Samaria, halleluja, kom breek die Here barriers om jou te verklaar dat hy is Jesus, die Messias. Die vrou het staamheid gehad, sy barriers gehad, sy seer gehad, maar die Here kom by die put om vir haar te sê die 5 mans wat jy gehad het, is die joune nie, en die een wat jy nou het, is ook die joune nie, en ek kom present myself as die 7de man. Halleluja. Jesus sê eintlik vir haar, jy het baie gehad, maar jy het nog nie vir my gekry nie. Halleluja, want ek kan jou hele lewe verander en herstel. Breaking barriers. By Johannes 5 is die man 38 jaar in 'n patroon. Imagine hom vir 38 jaar in dieselfde pattern elke dag. 365, 24/7, selfe pattern. Jy sit en jy wag vir die water om te roer. Niemand roer die water nie, want is eintlik dood. Dis hoekom sing ons of Elijah nie die lied wat sê spring in die bad nie, want spring in die bad van Bethesda is eintlik dood. Hulle het gewag vir die bad om te roer, en as die eerste een inklim, daai een word alleen gesond gemaak. Maar Jesus kom om jou patrone te breek. Jesus kom om jou witchcraft te breek. Jesus kom om jou verwagtinge op mense in die arm van vlees te breek, en hy sê 38 jaar was genoeg. Ek kom om jou gezond te maak langs die pad. Jy raak jy aan die pad, jy vat jy
nie, sy het nie touwtjies nodig nie, sy het nie boeiertjies nodig nie, halleluja, sy het nie vaasseerheid nodig nie, al wat jy nodig het is Jesus, Jesus, halleluja. Juffrou Diederik sê dat so lekker, iemand het vir iemand langs sal nie sê ek is gewinkie. En ek is ook nie gewaai nie. En ek is ook nie gevluit nie. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here. By die vermeerdering van die brode in hoofstuk 7 is dit die provision van die Here. Dankie Here. En toe Jesus op die see loop, toe was dit, halleluja, om sy krag en sy sterkte te openbaar, maar ook om hulle vrees weg te neem, en ook om aan hulle tentoon te stel, dat hy is daar in die midde van jou storm. Thank you, Holy Spirit. Ek het baie om te sê vanoggend. Halleluja. Thank you, Jesus. By die genesing van die man wat blind gebore was, bring die Here vir jou sight, en hy bring vir jou revelation. Thank you, Jesus. By die vrou wat in oorspel gevang was, bring die Here grace en die Here bring mercy. Want hy sê, jy wat nie sonde het nie. Jy moet miskien vir iemand agter jy sê, halleluja, as jy nie sonde het, het jy al jou klip op. Maar as jy nou wat sê, jy met mekaar te praat. Miskien moet jy iemand voor jou sê, jy wat die sonde het, het jy al op jou klip. Ja. Nou kyk gewoon of iemand opgetel. Want hy wie sê, het nie sonde in die maand van God beleen nou. En by hoofstuk 10 is waar ek vandag wil preek oor die goeie herder. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Kom ons gaan na 1 Korintiërs. U kan met Johannes 10 bly. Show the people, 1 Corinthians 2:9 verse 10. Ek wil net vir u wys hoe lui is u as dit by die Bybel kom. Sê dankie Here. Sê dankie Pastor. Ons vat dit. Voel jy lekker nie man? Prima. As jy nog idee waar dit? Sê lekker keer. Hy het lekker betinboot, maar die gaan nie jokes kry nie. Ons is lui om die Bybel te lees, want ons lees net wat ons wil. En ons lees net al die WhatsApp groeps se pictures wat hulle aanstuur, en dan vat ons nou net huisskrif. En dan hardloop ons van huisskrif, maar ons maak nie die Bybel self om te ondersoek waar kom die skrif vandaan nie. Is jy saam met my? Thank you Jesus. 1 Korintiërs 2 vers 9, baie van julle is nou by die evangelie van Jeremia 29 vers 11. En al wat hy sê is dat die Here te oorvol toekoms is, al wat jy ken. Maar as jy die skrif gaan bestudeer, dan sien jy 2 profete wat geskel het. Want die een het vals profeteer en gesê die Here gaan vir julle dit, en die een gesê die ander profeet, die Here sê nie so nie, die Here sê ek het vir julle 'n hoop en 'n toekoms. Maar sê like 'n argument hier, Jeremia 29 is 'n argument between 2 prophets. Maar ons lees net vir verse 11. Is dit so nie? Kyk gou, ek gaan gou vir u wys wat u lees. U lees wat die oog nie gesien het nie. En wat die oor nie gehoor het nie. En wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Wat God berei het vir die wat hom liefhet. As sê ons amen. Nou hardloop ons heeltyd op die belofte dat die Here het vir my 'n belofte. Speel saam met my. Die Here het vir my 'n belofte wat die oog nie gesien het nie. En dat die hele religie nou sê. Wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het, die hart van die mens nie opgekom het nie. Die Here het hy belofte vir my, maar kyk die volgende vers. Ja. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Wat vir my wil sê, die belofte wat ons eenmaal nie geweet het nie. Wat die oog nie gesien het nie. Wat die oor nie gehoor het nie. En wat by die hart van die mens nie opgekom het nie. Ja, ons het dit nie gesien nie. Ons het dit nie gehoor nie, maar hier by die vers kom die Here in jou lewe en deur sy Heilige Gees openbaar hy sy belofte aan jou om te sê ek gaan vir jou deurkom, ek gaan vir jou familie deurkom, ek
Alles wat jy miskien gehoop het en jy kon dit nie sien nie. Halleluja, is deur sy Gees vir jou geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Miskien vertrou jy die Here vanoggend vir jou seun se redding. Maar die Here wil nie jou seun tot redding bring nie, want die Here is nog besig met jou hart. Because as jou seun tot redding kom, nou, dan gaan jy nie lekker kan connect nie, want jou hart moet eers ge-elevate word, ge-prepare word, ge-accommodate word, en jy moet capacity kry om 'n geredde seun te hanteer, sodat die Here jou kan genees van 'n ongeredde seun en jou in die kapasiteit bring om 'n geredde seun te bearbei, te disipel en verder te neem, sodat jy staan in die akker van die Here kan staan. Sê, Here, give me capacity. Sê, Here, give me capacity. Thank you, Jesus. Give me capacity. I must tie myself. Thank you, Jesus. We are on His mission. Exodus 24 verse 5. Exodus. Kan al die jong mense staan? Kan al die jong mense staan? As jy under 25 is, as jy mos nou nog nie. Hy voel toe maar sy ja, man. Under 25's. Ek wil eintlik praat met die teenagers, man. Smaak ek under 25. Ek wil julle vanmôre bemoedig om by die Here te bly. Amen. By die Here te skuil. Jesus. Hoor wat sê Exodus. En hy het die jong manne van Israel, die jong manne van die kinders van Israel gestuur. Die jong meisies kan ons bysit vanoggend. Dat hulle die brandoffers moet gaan offer en as dankoffers hulle vir die Here gaan slag. What happened here? Moses came from the glory. And the first thing that Moses did when he came out of the glory, gaan gewoon na die venster. Dankie Here. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg om klaargemaak en onder die berg 'n altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel opgerig. En toe stuur hy die jong mense. If you are 20, then you are ready. If you are 20, then you are ready to be sent. Nou baie kere het ons in die ou jare gewag dat hulle moet eers 40 en 50 word, dan kan jy iets word in die huis van die Here. Maar ons kan nie meer wag nie, because die uurglas is besig om uit te loop. Ons het die jong mense nou nodig. Ons kan nie wag tot hulle 30 en 50 is nie. Ons moet hulle nou train, equip en commission, sodat hulle die werk van die Here kan doen. Ek wil julle bemoedig, vlug vir die sonde en vlug weg, want die begeerlikhede van die wêreld is plesierig en dit wat die duiwel vir jou voorberei. I say it all the time, the devil can also prepare a table before you in the presence of your enemies, en nie elke tafel is van die Here af nie, maar as jy die Gees van God kan kry op 'n jong ouderdom, dan kan die Here jou gebruik. If you want to be used this morning, God wants to send the young people on His mission. I bless you this morning. I speak success over your life this morning. I speak resurrection power over your life, and that God will call you for a great work, and that God will commission you for mighty power and mighty miracles in the name of Jesus. You kan maar sit, gee die Here prys vir hulle. En ek wil toch 'n keer van die Here bemoedig, niemand skel die jong mense uit nie. Jy skel die jong mense die keer uit nie. Jy kan hulle vermaan op 'n ordentlike manier, maar jy skel hulle nie uit nie. Want jy weet soms nie wat dit kos vir 'n jong mens om net op te daag vir 'n keer. Vir 'n jong mens om uit 'n huis te kom waar niemand die Here dien nie, en hulle kom op keer toe, dan moet hulle 'n glimlag
het vir die dierbare. Jy weet nie wat dit kos om deur die kanskietery kerk toe te loop nie. Jy weet nie wat dit kos om uit die alkoholhuise te kom en net die woord van die Here te ontvang en dan moet jy in die hoogte in die diens, maar na die diens wanneer almal uitgaan, dan moet jy teruggaan. Amen. Na die huis. So you protect the young people here, you cover them here, you inspire them here, you motivate them here. Hier gaan ons jou CV vir jou tyd. Hier gaan ons vir jou help met jou aansoek universiteit toe. En as ons moet, sal ons voorsroetjies verkoop, halleluja. En as ons moet, dan sal ons by mekaar maak wat ons kan, sodat julle kan uitkom, sodat julle kan uitstyg. En as jy terugkom en betaal die jou tiendes. Amen. Jy mag gewoon net huis dat jy ingebring het. Glory. Want een van julle moet 'n miljonair word. Sodat ons gebouwe kan opsit. Here praise. Een van julle moet my mission trips sponsor. Wat is die plek hier by het land, die soetwater, wat die kampplek? Wat is die plek hier onder by Atlantis? Silverstone. Die jeug wil nie elke jaar Silverstone doen. En as jy by Silverstone en Simonstown en Walk. Ek is by die ministry van let's take the young people and get their passports so that we can go minister in Swakopmund. Let's take the young people for a weekend to Durban and to Pastor Irvin daar in Pretoria. As jy saam met my, jy wil net hier wees by die flat, so sê jy nou net hier wees. Hulle bly op die een flat, dan vat hulle die klop op die ander flat. Jy het nog eens die wereld gesien en jy smaak al vir hom. Hy sien everything en jy het nog eens everything gesien nie. Can I get a witness? Is my everything, is the love of my life. Jy het nog eens die liefde gesien nie, maar jy was uit die klop langsom. Hy het sy 350 van die post office. Die Here bestraf het. Miskien het die Here vir jou 'n deksel voorberei en platte kloof, maar jy vat net taxi Pero toe. Nie ons moet ons kinders leer. Jy dit is the love of your life. He promised you the sun, the moon and the stars. Slaan jy op blauwe gaan sien die sterre. His mission, someone says his mission. His mission demands of us to change and adapt the current way of doing things so that the church can move, hallelujah, to effectiveness in soul winning and discipling. Die methodes van sielewen van 50 jaar gelede werk nie meer nie. Jy kan nie meer op die openlig gaan staan en klippe gooi na die mense toe, hulle gaan nie kom nie. Want die mense het al klaar 'n weerstand teen kerkmense en nou kom jy en jy gooi klippe. Ons kan nie meer visvang met dieselfde byt van 30 jaar gelede nie. Our message remains the same, but our methods change. Can I get a witness? His mission demands that we change our mentality from the old and outdated practices that does not work in 2026. Sometimes as a WhatsApp message meer effective as a one-on-one besoek. Because by die one-on-one besoek gaan jy miskien nie lekker respons kry nie, maar die WhatsApp message gaan hulle vir jou type en voice note in one view. Can I get a witness? Can I get a witness? Please move this chair for me, please. Dierbaar is ek staan nou vandag op die plek van my plek plaas onder. Maar nie because ek staan op my keer. Daar kom die Here dit in. Amen. So ek staan op haar tot Here van die Here. Amen. Maar soek maar goed dat ek stil staan en preek ek gewoon.
Is u nog hier die waarheid? Vra vir die ry waar u sit, is u nog vooruit? Thank you, Jesus. Wil jy speel? Amen. Praise the Lord. His mission demands adults, hoor jy vir my? His mission demands adults to acknowledge that there is a wide gap between sinner and saved. What am I talking about? In die ou jare het die sondaar geweet, as dit nood is, dan hardloop ons na die geredde toe. Maar het lyk die movie het gechange, because die geredde persoon is nou die laaste een wie die sondaar opsoek in tye van benoudheid. Moenie seer kry nie. Moenie seer kry nie, is masie. Die een word siek in die straat. Thank you, Jesus. In die ou dae het hulle gehardloop na Suster en Profetesse huis toe. Nou sal hulle, ek wil nou nie name noem nie, maar Mr. Douglas, can you send an ambulance, please? En daar is niks daarmee verkeerd nie. Maar ek ken dit tyd, as die persoon siek geword, terwyl ons wag vir die ambulans, dan kom profetes met die olie, en dan kom ouderling met die olie, en by die tyd wanneer die ambulans kom, dan draai die ambulans om, want God het die werk gedoen. Maar gelowiges, my vraag is aan u, weet die gemeenskap nog, dat hulle na u toe kan kom, kan hulle krag by u huis raak sien, wat die hulpmiddel is, van die socio-economische kwesties, wat ons face elke dag. There's a wide gap, and the adults must face it and acknowledge it today. There's a wide gap between young and old. Nou ek, is nie bang nie. But there's a wide gap between young and old. Stap saam met my. Die jong mense het 'n culture van hulle eie. Die jong mense het 'n language van hulle eie. Die jong mense communicate met mekaar sonder om hulle lippe te beweeg. Hulle het hand signals waarvan u nie eens weet nie. Dan gaan u voel soos u voel in die conversation wanneer hulle lag, maar u het nie eens gehoor hulle praat nie. Nou waarom lag hulle? Because hulle het 'n communication system waarvan die groot mense nie weet nie. Maar as die groot mense evangeliste wil wees, dan sal jy die taal van die volk moet leer om die volk by die Here uit te kry. Come on, Lord. En dit gaan die groot mense niks baat om te kla hoe deur mekaar die jong mense is nie. Want ek wil by die generasie weet, as jy altyd vir my sê dat my ouma en my oupa het vir my dit geleer, hoekom ken die kleinkinders dit nie? Want ergens in die middel het daar iets verkeerd geloop. Jy kan maar kla oor die jong mense wat hier mekaar is, maar wat het jy gedoen wat jou ouma gedoen het? Het jy miskien vergeet om oor te dra wat jou ouma gedoen het? So somewhere we must acknowledge and say that we need to give, en ons het nog gegee, Nikes, Filas en Adidas, toe vergeet ons van maniere en morele waardes, en klop aan die deur, en asseblief en dankie, halleluja, maar ons moet oordra, dit wat hulle vir ons gegee het, wat goed was. We must also acknowledge today that there's a wide gap between Christian and Christian. Christian and Christian spirit and truth. Because jy kry Christene wat Christene onder die naam is, maar dan kry jy Christene wat onder die gees en die waarheid is. En daar's 'n groot gaping tussen die twee. His mission demands that soul winning
is the foundation, say amen, of his mission. And then the walls are the discipling, and the roof is the sending. Kan ek amen kry? So, soul winning is the foundation. Dankie Here. And discipling the souls that you win is the walls. And once they are built up, then you can send them. Can I get a witness? Want ons kan nie net mense hê wat uitkom van bekering en tot inkeer kom en dan gaan ons almal huis toe nie. Iemand moet hy siele na die Here toe lei en dit is 'n elke dag proses. Ons moet vriende word, ons moet tyd saam spandeer, ons moet 'n pad stap, ons moet geld uithaal vir ons siele. Prys die naam van die Here. Ons moet jou vir koffie vat, ons moet jou vir breakfast vat. En as jy nie kerkklere het nie, dan moet ons uit ons kas haal. Of ons moet koop en ons moet help en ons moet jou hele lewe moet ons nou laat verander volgens Romeine 12. The renewing of your mind. Halleluja. Dan sal dit maar, ek kom tot een keer in die keer, maar dan moet ek huis toe gaan na my ou vriende toe. Hoe maklik sal dit dan nie wees om terug te val in die sonde nie. His mission demands that the standard of God be kept according to his word. Die standaard van God se woord moet nog gehoue wees. I'm sorry, this is not a church where we are going to change the word to accommodate you. Amen. Can I get a witness? Amen. The standard of God's word must be kept according to his word in order for the church to transfer substance to the next generation. Hierdie jong mense moet by ons sien dat hier word nog mense op sensuur gesit. Nou papa, ek het dit op 'n swart bank gesit, agter 'n keer dat jy op sensuur was. Kan nie ander klap nie, kan nie jy kan nie wap op, jy kan nie so die mense as maar jy moet dit voordat dis wat die ouderling op jou top. Maar hoe langer jy afwesig bly, hoe langer strek jou sensuur. Amen. Vandag moet die kerk net stil bly, niemand moet niks sê en jy kan net doen wat jy wil en ons moet net aangaan because is nou 'n nuwe evangelie vir sensitive viewers. Ons kan jou nie vermaan nie, want ons moet te bang wees wat jy gaan kerk los. Los die kerk, as jy die kerk wil los. So jy uitstap, so stap die ander mense in. Maar as jy nie die woord van die Here wil hê nie, dan kan jy maar gaan. Maar toe jy inkom, toe is die beste kerk, die wonderlikste kerk, maar toe is jou 3 keer per maand, toe voel jy, dinges is nou lekker. En hier het ons ook die al die wonderwerkende wap sien, en nou gaan jy daar waar 'n klomp krag is, bly maar by die krag. Maar wanneer die toer kom, ek roep jy vir Pastor Nes. Dit is nie waar. Is nie waar? Thank you, Jesus. Ek wil nou nie iets sê nie, maar ek sê dit nog maar so, maar ook nie vir julle nie, maar vir almal. Ek kan lekker keer toe gaan wap, maar as die duivels kom, dan moet ons kom. Dan ken jy nou die keer. Jy wil ook die kerk roep, maar as jy moet begrawe word, dan moet die kerk jou begrawe. Die kerk uitgevloek, maar die kerk moet vir mooi goed sê by jou begrafenis. Ek gaan afsluit met die skrif, maar ek gaan eers die volgende sê. Hoe ernstig is ons oor die opstanding van Christus? Want dit is die steen waarop ons geloof gebou is. Geen ander het opgestaan, opgevaar en kom weer terug nie. In jou lewe, met die krag van Jesus se opstanding, moet jy besef in Christus, stap jy nou met autoriteit en vrees moet afwesig wees. Dankie Here. Vanoggend toe die openlik begin beweeg die mense. En die jongens beweeg ook saam. Kyk en hulle wonder wie steeg hier, waar kom die mense nou vandaan. Kyk en hulle beweeg en elkeen is op 'n verskillende hoek. Maar toe beweeg die kinders van die Here ook. En ons swaai net so ons hande, die bloed van Jesus, nog nooit sy krag verloor. En toe hulle weer kry, toe hulle ook deel van die pakket. Are you with me? Nommer 4. Sy dood en opstanding
gee jou die autoriteit oor duivelsgeeste, skorpioene en ook oor siektes volgens Matteus 10 vers 1. Sit geop asseblief Matthew 10 vers 1. Een van my gunsteling. En hy het sy 12 disciples na hom geroep, they were called. En aan hulle mag gegee, they were sent with authority. Oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en kwaal te genees. Sê vir iemand nie autoriteit. Deur die opstanding. Dankie Here. Almal bid. Almal bid. Maar ons bid na die een wie opgestaan het uit die dood. Iemand hoor wat ek sê. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty God. Nou die dag toe, donderdag toe ek hier sit, toe kom iemand in. He's from the United Kingdom. Maar hy bly in die Asies. Rechtig nie. En hy kom hier in. En hy kyk vir my en hy sê, I need to speak. Ek sê, speak. En hy vertel vir my van wat in die nacht gebeur. En hoe die geeste hom besoek. Are you with me? En alles wat met hom gebeur en wat op hom kruip en die stilte die demoniek. Nou, as jy vinnig is, dan gaan jy nog baie vinnig wees om vir hy te bid. Maar as jy die geest van onderscheiding het, dan moet jy nou weet, die mens lê nie gauw vir iemand hande op. En ek het met hom gepraat en ek het met hom gedeel oor die Here. En ek het vir hom gesê wat hy moet gaan doen. Maar ek het nie vir hom gebid. I'm teaching you well. I'm teaching you well. Want van ons is hastig om te bid. En ons is hastig om te preek. En ons is hastig om te getuig. Maar ons moet nog 'n proses deurmaak voordat ons kan deel met die duivels wat kom. Are you with me? En jou elke dag wandel moet jy kan toepas. En jy moet die volgende kan toepas, dierbare kind van die Here. Jy moet kan toepas dat ander mense se dade is nie jou verantwoordelikheid. What others do is not under your control and it is not your responsibility. Sometimes we feel guilty for what our parents do. Sometimes parents feel guilty for what their children do. Sometimes we feel guilty for what other people do and we wallow in our emotions and we cannot get over it, but the Lord wants to heal you too. Some people's actions are not your responsibility. Jy kan help bied, jy kan bystand bied en jy kan ook die extra myl gaan vir die persoon. Maar be careful for abusers and manipulators. Some people manipulate you by saying, ek is nie nooit. And they do it every time and then it becomes manipulation and then it becomes abuse, then it becomes extortion. En so kan jy lekker Engelse woord, extortion. Are you with me? So wanneer jy goed is vir ander mense, moet jy ook weet hoe om 'n wagter te wees. Nommer 2, ander mense mag nie verantwoordelik wees vir jou geluk nie. Can I say that today? As jy nou moeg van my op wat is other people are not responsible for your happiness. The moment you give the responsibility of your happiness to someone else, then you are in a cage and you are in slavery. But your happiness and your joy is your responsibility. So as jy dit vir ander mense gee, dan kan jy net gelukkig wees wanneer hulle daar is. En later raak hulle jou abuser, want hulle leer nou dat wanneer hulle die regte knoppies druk, dan het jy blydskap. En as hulle die regte knoppies druk, dan kry hulle jou om te doen wat hulle wil hê. Jy moet doen, but I break the spirit of abuse. This morning in the name of Jesus, by the blood of the Lamb. Nommer 3, geestelike groei kan deur teenwoordigheid en aanwesigheid kom, deur selfontwikkeling en deur te besluit
om oral te wees waar daar geleer word by jou gemeente. Some people never come to the events. They never come to teachings. They never come to song evenings. They never come to worship sessions. They never come to church. They never come to prayer meetings. Some people come to Sunday service, but that's the only time you see them. Say Aina. Is it so? Kom as julle raak nou so stil. Some people only come to Sunday service. But if your religion and love for Christ and love for the work of Christ is only limited to a Sunday service, then you are not very much in love with Christ. Because it must stretch you. It must stretch you further than the Sunday service. It must stretch you if you are on His mission. It must stretch you into the prayer meeting. Someone that is truly on His mission will love the prayer meeting more than they love Sunday service. Thank you, Jesus. Hallelujah. If you are on His mission, your love for Christ will stretch further than the church building. Because your love of Christ will manifest in your house. Some people can love the whole community, but they hate their house. Kom ek praat oor die opstanding van Christus binne jou. Praat ons die waarheid? Amen. So His mission will stretch you to further than the church building. It will cause you to love everyone. Nou gaan die woord van die Here draai. Johannes 10. Ek gaan vir u lees en die is die blessing van die Here vanoggend vir u. Iemand sê ek het 'n oop deur. Nou daar is 'n veelvoudige betekenis. Nadine praat in regte Afrikaans. As kry mens iets soos ek sê heel veelvoudige betekenis. It's compact, it's loaded with more than one meaning. That's what I'm trying to say. Hallelujah. Sê vir iemand ek het 'n oop deur. So miskien is jou oop deur daar waar ons kan gaan kerk hou, daar waar ons by iemand se huis kan gaan bid hier uit huis, oop deur. Sê vir iemand ek het 'n oop deur. Sê nie praat net maar. Sê vir iemand ek het 'n oop deur. Thank you Jesus. Alle getuie van my ouma Eva in die Parel. Toe sy tot redding kom in 1976. Toe kom sy tot redding en dan reël hulle die pad hier by haar huis. En as hulle opstap by die trappe na haar huis toe, dan stap sy af by die trappe. Dan vra hulle suster Eva en nou, dan sê sy almal die binne is gered. Maar die pad hier geleentheid is by haar huis. Maar dan sê sy almal hier binne is gered. Ons kan nie hier binne diens hou nie. Kom ek het vir ons 'n oop deur. Want hoor wat ek sê. En so het die hele straat na die Here toe gekom. Ag, is met Testapere. Is jy saam met my? Because our focus was op 'n oop deur. Sê vir iemand ek het 'n oop deur. Die oop deur is vanmôre ook 'n deur van deurbraak en van krag. 'n deur van wonderwerk en dit waarvoor jy die Here vertrou, 'n open door. I release in your life this morning an open door of opportunity, an open door of financial breakthrough, an open door where the river can flow through to saturate you with His anointing, an open door where you can go through, where you don't have to fight to get the position or the promotion, but the doors will be open for you and you will walk through. I say that the doors are already open for you because as jy 'n herder het en as jy 'n wagter het, naamlik Christus Jesus, dan is daar baie dinge wat jy nie hoef te doen nie, wat die Here doen dit vir jou. Hy sê wees jy stil, want ek die Here veg vir jou. Al jou kommer en al jou las, bring dit na die Here en laat dit daar. Werk jou brood op die water en na vele dae sal dit vir jou terugkom. Wie op die reën
van Josef ook, sodat die seun van die mens, die seun van God, die blinkmore ster, die lelie van die dale, die soetroos van Saron, sodat hy by jou open deur kan instap en vir jou die weg in die woestyn kan baan. Is daar 'n paar gelowiges wat vanmôre glo dat die Here maak die deure oop vir jou familie, vir jou kinders. Die Here maak die deure oop. Halleluja, in jou situasie. Hy kom vir jou deur op die laaste minuut. Hy is die opstanding en hy is die lewe. Hy is die weg en hy is die waarheid en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deure in die skaap sal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim. Hy is 'n dief en 'n rower. Dankie Here. Sien saam met my? Maar hy wat by die deur, take note of the repeat of the word door in the scripture. Maar hy wat by die deur ingaan, is herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop. Het jy 'n deurwagter? En die skape luister na sy stem. Take note, many people can say the same words as your pastor. But sometimes you need to hear your pastor's voice. Many people can say the words of Jesus, but you will be able to discern it's the words of Jesus, but it's not the voice of Jesus. Many people can say that, can I go there? Many people will say the words of Jesus. Die 7 seuns van Skeva. Ken jy hulle? Die 7 seuns van Skeva in die Nuwe Testament, hulle kom en hulle sê, ons dryf en ons bestraf die duiwels.
in die naam van wat Paulus hulle gepraat het, Jesus. En die Bybel sê vir hulle, wat Paulus het ons gehoor het, van Apollos ken ons maar vir julle ken ons nie. Hulle dieselfde woorde gespreek, maar die stem, die sound, because when you come from Jesus, you can release the words, but if the sound of the Spirit does not come with your words, it will be like a sounding cymbal, but there's no sound of Jesus. Okay, so pass the teacher. En die skape luister na sy stem en hy roep, hy is calling. Die Here moet jou roep. En hy roep sy eie skape by hulle naam. Jou herder moet daarom jou naam ken. Ken hy hieroor? Jou herder moet daarom jou naam ken. Some people have shepherds, but they need to wait for 3 months for an appointment. Oh yes. En die herder lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, hoor wat sê die woord van die Here, wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Thank you, Jesus. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het dit nie verstaan. Dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur. Come on, someone. Hallelujah. Sometimes we are waiting for the door, and we are searching for a door, and we are knocking on different doors. But Jesus comes to introduce him today that he is the door. You don't need to look for others, but he is the door. Stop knocking on other doors. Stop searching for other doors. Look for Jesus. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Jesus is die. Hy sê deur. Dank u. Hy sê ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, sê Jesus weer. As iemand deur my so, jy kry die deur, dan moet jy deur die deur. I love it. Dankie Here vir die Afrikaans, ek is die deur, en as iemand deur my is, dieselfde vers soos ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. If you want to get to the holies of holies in the tabernacle, you must come through the 3 divisions, and the first division is the way, the second division is the truth, and the third division is the life. So you cannot get to the life if you don't come in the way, on the way. Hallelujah. And if you don't come to the truth where the Spirit is, because the Spirit will lead you into all truth. And once you go through the process, then you get to the holies of holies. Want na die kruisiging is die gordyn geskeur. En nou kan ons met vrymoedigheid kom na die troon van genade toe. So die veil wat toe was a closed door. It was only open to the high priest. Maar die Here maak vir jou die deur oop, sodat jy self na hom toe kan kom. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Daar's 'n vrou met die naam Angeline. Ons het al die kaset geluister aan 'n jaar. Maar daar 5 kinders in die ongeluk verloor het het gehoor Leef Guillermo en die ander dogtertjie, ken hy getuienis. En toe haar dogtertjie in die hospitaal blind is, toe vra sy, can you see mama? You remember that? Can you see mama? Yolandi, can you see mama? Hoor jy nou nog die kaset? En die Here sê vir haar van die waslap, want in hierdie groot hospitaal wil ek vandag 'n wonderwerk doen om jong oogies oop te maak met 'n waslap. En die dokter staan met hulle masjinerie
en met hulle medisyne en met al hulle instrumente. Halleluja, maar die Here wil hulle vaslik gebruik. Het laat my dink aan Handelinge 9, waar Paulus nie kon gaan nie en hy gee die sakdoek en die sakdoek raak die middel van genesing en halleluja, sy gee die waslap vir Landy en Landy vee oogjes uit en sy vra, "Can you see mama?" en die kind sê, "No mama." En sy sê, "Here, maar die dokters raak ongeduldig. Hulle sê, "Mommy, you wasting our time." En sy sê, en die Here sê vir haar, "Die waslap moet by jou hande gaan en jy moet dit vat en aan jou kind se kryf of smeer en vee." En toe sy dit self doen, toe kom haar kind se oor tot sin. Soms kry ons die breakthrough nie, want ons gaan na almal toe. Maar ons gaan nie self nie. Praat saam met my. Ons gaan na almal toe, maar soms wil die Here nie hê jy moet na profeet toe gaan nie. Here wil ook nie eens hê jy moet na pastor toe gaan nie, maar sommige issues en sommige situations wil die Here hê jy moet self tot die troonkamer van genade toe kom, sodat hy vir jou kan wys daar's 'n salwing op jou lewe en daar's iets binne in jou weggesteek en daar's iets binne in jou gebore en daar's iets wat hy in jou geplaas het voordat jy in jou moederskoot gevorm was, het hy jou gekies, het hy jou afgesonder en uitgekies as 'n profeet onder die nasies. Thank you, Jesus. Hy sê, ek is nie deur iemand, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan om net en om veiding te vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. Can I say this in English? I'm teaching about the great shepherd. The great shepherd that rose from the dead. Can I tell you something? Many shepherds are hired shepherds. Some shepherds are called shepherds. Called by God shepherds. Others are hired shepherds. So 'n huurling skaapwagter is nie die eienaar van die skape nie. Wat wil ek sê vanoggend? Many people can give pastoral advice, but it does not mean that they will stand through test and trial. Can I get a witness? En baie kere daar hardloop ons na mense toe, selfs broer en suster, vriend en familie, wat hulle gee pastoral advice. Maar pastoral advice is goed as dit van iemand kom wat nie die loopbaan van jou situasie ken nie. Hulle sien net nou dat jy vandag 'n hoofpyn. Thank you, Jesus. Nou skryf hulle jou voor dit wat jy verduidelik as simptome. Maar die goeie herder sien nie net jou kopseer nie, maar hy sien die oorsprong en die wortel van die rede en die manifestasie van jou kopseer. Want die herder stap saam met jou op pad, maar die gehuurde skaapwagter daag net op wat dit daar geadviseer moet word. Wat sê jy nou? There were some people, when they needed good advice, they members of the church, they were members of the church, but when they needed good advice, they would go to other people to pray for them. So hy mense wat jou lekker bid, hulle gaan vir jou profeteer oor jou huis en jou kar en jou dien, jou tuin, jou alles. Maar hulle gaan nie met jou kan deel oor die oorsprong en die wortel, want hulle ken nie jou storie nie. Okay, kry vir jou iemand wat 'n pad met jou kan stap. Vers 11 sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Hy is die kruisige.
Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf en laat die skape dan staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Sit die lekker? Sit die wonderbaar? Net soos die Vader my ken ek ook die Vader. En ek lê my lewe af vir die skape. Vers 16 is so lekker langebaan vir julle vanmôre en vir Stellenbosch. Amen. Ek het nog ander skape behalwe Elsies. Amen. Verstaan daar die skrif nie? Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek het ander skape wat ook geen aan House of Elijah behoort nie. Halleluja, vra vir sê in die volgende, toe gesels ek eers daar by die vrou op tweede vloer, want hy is my ander skape. So hulle verjaar en hulle word 50 en 60, hulle is nou al oud. Hulle nooi nie vir Vader. Hulle nooi vir my. Maar sê ek my julle het aan iemand. Are you with me? Thank you, Jesus. Ek het nog ander skape wat nie aan die stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister. En dit sal wees soos een kudde. Een herder. Never think that you are the pastor if you are not the pastor. Are you with me? Some people are the pastor but they're not the pastor. You can only be the pastor if you are sent by the pastor. Lekker, ne? Hy sê blessing op die ouderlinge en die evangeliste en die diakens. Hulle het 'n blessing. So wanneer hulle kom, dan kom hulle ook eens uit hulle eie uit. En ons ouderlinge is so goed en die evangeliste en die diakens. Hulle gaan nêrens sonder om vir my te sê. Hulle gaan doen nie eens huisbesoek sonder om vir my te sê. Want in elk geval as jy huisbesoek doen en al die goed en counseling en die pastor weet jy daarvan nie, dan is jy eintlik 'n dief en 'n roof. Halleluja. Miskien is daar 'n emergency, dan moet jy dit doen. Maar my skape sê vir my agterna, pastor, you wouldn't believe what happened. Amen. Jy kan nie geestelik aktief wees en jou geestelike leier weet nie daarvan. Vers 17. En jy het 'n lekker geestelike leier wat jou nie gaan vashou nie. I will be excited if you want to be on his mission. Daarom het die Vader my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer te deel. Niemand neem dit van my af nie, sê Jesus, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Is dit nie wonderbaar? Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het ook weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besete nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van die blindes open nie. Dis die Here se woord van my. May you be covered by your shepherd. May you be prayed for by your shepherd. And you can be guaranteed that your shepherd prays for you every night. I still believe in 3 o'clock in the morning. For it was sometimes of slaap mens. Maar die Here is getrou. Die Here is getrou. Verlede week roep ek net iemand se naam 3 keer in die huis because hy persoon was lanklaas in die kerk. Here, praise hom. Maar die naweek as hy persoon in elke diens. Amen. Daai een weet nie eens ek het vir hulle gebid nie, maar ek het in die huis geroep. Toe strek ek my hande uit daar na hulle rigting toe. Sê ek roep Here in Jesus se naam. Halleluja. May you be covered. May you be prayed for. May you have the value and the guarantee that you are interceded for. And may you know that there are people that care in House of Elijah.
Ati yeras wari ina sa Olivia. Yung open niya. So yung open.